Hartlik goeiemôre, mag die Here baie ryklik seën en sy wonderlike doel in die hart en lewe ook so bereik dan. Nou lieve vriende, wanneer dit kom by die Springbokke en dit kom in die tye wat hulle 'n bietjie in 'n gevegtery betrokke is, kan dit geweldig ernstig raak. Somstyds word tot bene gebreek, soms word die teestander selfs bo-oor in die lug, bo-oor die ander ene gegooi en daar kan tot ernstige beserings tot gevolg hê dan ook. Maar in hierdie geval, by hierdie foto wat hier is, was hierdie maar nog net 'n spelery gewees. Maar net so bietjie 'n oefenloopie tussen die jonger rammetjies wat daar was. So liewe vriende, maar later loop dit op iets baie ernstig uit dan ook. So is dit ook maar in ons lewe. Ons is besig met dinge en op 'n stadium begin dit ernstig te raak. Dis nie verniet dat ons sommer sekere dinge net doen nie. Ons deel met u daaroor die verandering wat mense ondergaan het toe hulle tot bekering gekom het. Eintlik die duidelike bewys wat daar was dat hulle tot bekering gekom het. Ons lees in 2 Korintiërs 5 vers 17: Daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel, die ou ding het verbygegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. So dis baie duidelik uit die Bybel uit dat as iemand in Christus is, as jy kind van die Here geword het, dat daar 'n verandering by jou sal wees. Behalwe dat jy 'n nuwe skepsel word, is daar ou dinge wat verbygaan wat jy nie meer doen nie, en dan alles het nuut geword, en dis die wonderlikheid wat die Bybel sê. So is daar die voorbeeld natuurlik van daardie man met die naam van Saulus of Paulus dan, en toe hy tot bekering gekom het dan ook, hoe daar 'n duidelike verandering by hom was. Wel, eers was daar sekerlik hierdie duidelike oorgawe wat by hom was. Handelinge 9 vers 6 sê, en terwyl hy bewe en verbaas was, sê hy, Here, wat wil jy moet ek doen? En die Here antwoord hom, staan op en gaan na die stad, en dit sal jou gesê word wat jy moet doen. Hierdie man wat nou nog so teëgeskop het teen die Here, wat nog teen die prikkels geskop het, wat nog so vir selfvoldaan was, hy kom op 'n plek en hy sê, Here, wat wil jy moet ek doen? En liewe vriende, en hier onderwerp hy hom aan die Here, en dit is sekerlik baie nodig, en dis een van die dinge wat seker deel is van 'n mens se redding ook, dat jy aan die Here oorgee, en die Here onderwerp, en die Here vertrou, om jou te verlos, en jy wy jou lewe dan ook so aan die Here. Daar's 'n verdere ding wat gebeur het, en dit is hy het Christus verkondig, 'n duidelike verandering wat in sy lewe plaasgevind het. Handelinge 9 vers 20 staan daar, en hy het dadelik Christus in die sinagoges verkondig, dat hy die Seun van God is. Is dit nie 'n wonderlike ding hierdie, wat die woord van die Here hierso sê nie? En hy het dadelik Christus in die sinagoges verkondig. Hy wat die vervolger van Christus was. Hy wat almal in die tronk wou gooi en doodgemaak het selfs, wat die Here enigsins oor hulle lippe genoem het. Hy kom en hy word 'n verdediger van Christus. Hy kom en hy dra hierdie blye boodskap oor en hy sê, maar die Here is 'n werklikheid. Hy is die een wat sekerlik kom red. En hy het baie duidelik verkondig dat hy die Seun van God is, die Here Jesus, dat hy die Seun van God is. En hy het die blye boodskap, die evangelie kom uitdra ook. Dit sal sekerlik die gevolg in ons lewe ook wees. As ons tot bekering kom, sal ons sekerlik baie duidelike getuienis hê om te vertel. Ons sal nie net vertel dat die Here ons siel gered het nie, maar ons sal ook wil hê dat die Here ander mense se siel red. En daarom sal ons met hulle ook so die waarheid deel dan ook. 'n verdere saak van hom is, hy het sy lewe aan Jesus toegewy. Ons lees daar in 2 Korintiërs 5 vers 20, ons tree dan op as gesandte om Christus wil, asof God deur ons vermaan. Ons bid julle om Christus wil, laat julle met God versoen. En dan sê vers 21, want hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Waarom tree hulle op as gesandte? Waarom het hy sy lewe so aan die Here oorgegee? Waarom het hy gebid dat ander met die in die regte verhouding met die Here sal kom? Waarom het hy hierdie pleidooi gemaak en gesê, laat julle met God versoen? Want die Here het sy lewe kom gee. Hy het sonde geword, sodat ons in geregtigheid voor God kan wees. En hy het dit ervaar, net ondervind, dis wat die Here kom doen het. En daarom, liewe vriend, dis dit wat die Here kom doen. U sien, as jy waarlik by die Here uitgekom het, sal jy ook hierdie blye getuienis kan vertel, en vir mense kan sê om reg te maak, want jy weet self wat dit is om met die Here reg te maak. Mag u so vrede met die Here hê. As jy nie het nie,
Gaan maak met die Here vrede, gemaak seker dat jy kind van die Here is. Kom ons bid saam. Dierbare Here, baie dankie dat jy vir elke mens absolute sekerheid en vrede kan gee en dat hulle kan weet en Here, en dat ons sekerlik die verandering in ons lewe kan ervaar wanneer U ons 'n nuwe skepsel maak. Amen.